finds the defendant, Mackenzie Shirilla, guilty of murder. Lovejoy was vicariously armed with a firearm within the meaning of Penal Code Section 12022. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Monica Simontelli, guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 1. Verstaan, hierdie wat ek hier gedoen het om met jou vrees te vul is 'n Bybelse ding. Hy het nie gesê we persuade men met die love of God nie. Het hy dit gesê? Nee. It is the terror of the Lord with which we persuade men. Met kan jy net dink, hoe gaan dit eendag wees om voor die oordeelstroon van Christus te staan? Die Bybel sê vir ons duidelik, it is appointed for man to die once and thereafter the judgment. In hierdie video gaan ek vir julle speel hoe party mense gereageer het op 'n temporêre aardse straf wat hulle ontvang is. Hoe die regter gekyk het uit alles wat voor hom gesit is van wat hulle geoortree het, al die bewysstukke gevat, hy het 'n oorweging gemaak en het besluit wat met hierdie persoon gaan gebeur. En elkeen van hierdie gevalle wat ek vir jou gaan wys, was daar 'n temporêre, ek sê temporêre want dit kan selfs dalk 'n lewenslange vonnis wees of selfs die doodstraf wees, maar dit is iets wat jy in hierdie lewe voor betaal. Dis 'n prys wat jy moes betaal in hierdie lewe. En dit is wat die regter op besluit het. Nou, hoe hierdie vir ons 'n impak maak in ons Christendom is, ek en jy gaan eendag geoordeel word vir die ewigheid. Dis wat ons moet verstaan. En so min mense besef dit. Meeste mense dink net omdat jy jou hart vir die Here gegee het, of omdat jy wedergebore geraak het, of omdat jy jouself nou 'n Christen noem, of omdat jy kerk toe gaan, daarom gaan daar geen oordeel op jou wees nie. Ek wil vandag met julle 3 oordeele in die Bybel beskryf. Daar's 3 duidelike oordeele wat gaan gebeur, en wat ons moet reg verstaan, om te besef wat in die toekoms gaan kom. Maar baie keer dan gaan kyk ek na hierdie video's nou, en verstaan mooi, hierdie video is bedoel om jou te skok. Hierdie video is bedoel om jou ongemaklik te laat voel. Maar wat ek wil doen is, ek wil jou nou ongemaklik voel, terwyl jy nog iets daaraan kan doen. Jy kan nog iets daaraan doen in hierdie lewe. Maar die oomblik as jy jou laaste asem uitgeblaas het, is dit verby. Is dit klaar. Dan is daar niemand wat jou meer kan waarsku nie. Dan is daar niemand wat vir jou kan sê, hierdie is wat die woord van God vir ons leer, en hierdie is wat vir jouself moet regmaak. So hierdie video is vir elke liewe persoon daar buite, of jy nou nie wedergebore is nie, of jy wedergebore is, ons gaan almal voor die oordeelstroon van Christus staan. Wel, Christene gaan voor die oordeelstroon van Christus staan, en ongelowiges gaan voor die Great White Throne Judgment staan. En so min kerke en pastore preek die verskil tussen hierdie 2 oordeels, noem dit geleenthede of trone, en as ons dit nie verstaan nie, dan gaan jy altyd verward wees met wat Christene gaan gebeur. Maar ons almal weet, julle ken en weet van Christene wat hulle self Christene noem, en hulle sê al die regte terminologie, en hulle gaan kerk toe, maar hulle lewe is verwyderd van Christus af. Hulle lewe nie volgens die woord van God. Hulle doen wat hulle wil doen. Hulle lewens volgens hulle eie gevoel, en nie volgens wat die Bybel vir ons sê ons moet doen nie. En daarom moet ons bekeer, wegdraai van ons sonde, en dit is die idee van hierdie video. Ons het hierdie kanaal begin. Een rede, en dit is, ek weet ek gaan eendag voor die oordeelstroon van Christus staan, en verantwoordelikheid doen vir elke ding wat ek gedoen het, vir elke ding wat ek gedink het, vir elke ding wat ek gesê het. En in daai vorige video wat ons in Engels gedoen het, wat ek met Joey Vels gepraat het ons baie gepraat daaroor, en die groot ding is, jy kort 'n vrees vir God oor hierdie dag. Jy moet 'n vrees vir God hê. As daar een iemand is wat jy moet vrees in hierdie wêreld, in hierdie lewe, dan is dit vir God. Maar ons doen dit nie, ons ken dit nie, want ons soek kerke wat ons hande sal vashou, en kerke wat vir ons liedjies sal speel, en hielsong sal sing, wat ons sal goed voel, en dit is nie die woord van God nie. Ons moet verstaan dat ons kan nie die liefde van God preek en vir almal vertel as ons nie die vrees van God verstaan en ons dit nie het nie. En dit is die idee van hierdie video. So, kom ek speel gou vir julle, dan kyk bietjie, hoekom ek hierdie wil speel is, ek wil vir julle wys hierdie mense se reaksies. Soos, want dit is moeilik vir ons om onsself dalk in hierdie ouens se skoene te sit, want hierdie is kriminele, hierdie is mense wat geoortree het, en jy sê dalk ek is nie 'n krimineel nie. Ek draai net vir jou wys, as jy so baie gestres is, soos hierdie mense, as jy so erg reageer op 'n temporêre wêreldse straf, dink nie vir jouself, daai dag wat jy voor Christus gaan staan, wat jy voor hom loop, en jy weet, voor jou siel, soos al hierdie mense kan jy ook sien, jy kan sien hulle weet hulle is skuldig, maar kan jy dink as jy voor hom staan, en jy weet jy droog gemaak. As jy sê, die Bybel het gesê, if you just look upon a woman with lust, you have already committed adultery of her in your heart, en jy het elke aand gesit en pornografie kyk.
Die Bybel sê, no drunkard will enter the kingdom of heaven. Maar jy is elke naweek gesuip. Die Bybel sê, no homosexual will enter the kingdom of heaven. Maar jy is in 'n homoseksuele verhouding. Die Bybel sê, flee fornication. Maar jy bly saam met iemand met wie jy nie getroud is nie. Terwyl al hierdie goeters daar is, maak jy wat jy wil. En kan jy nie dink, dis wat ek wil hê, imagine yourself. Sê nou maar vandag is jou laaste dag, en môre van Christus. En daar staan jy, en hy moet die oordeel vir jou gee. En jy het hierdie losbandige van die pad af lewe gelei met geen rede om weg te draai van jou sonde nie. Dit is die ding wat ek wil doen met hierdie video, dat ons kan sien en weet, hierdie mense se reaksies is op 'n temporêre ding. Maar daar's 'n ewige oordeel wat vir ons voorlê. Stated, I consider all the evidence presented. And at this point, I would like to comment specifically on Exhibit 802, the crash video. This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It is chilling and tragic. The court, having had count 1 tried to it pursuant to waiver, finds the defendant, Mackenzie Shirilla, guilty of murder, to wit Dominic Russo, in violation of Ohio Revised Code Section 2903.02A, is charged in count 1. Count 2. The court, having had count 2 tried to it pursuant to waiver, deliberately and with premeditation within the meaning of Penal Code Section 189. We further find true the allegation that Diana Jean Lovejoy was vicariously armed with a firearm within the meaning of Penal Code Section 12022, paren A, paren 1, stated 11K McDavid, defendant. Case number SCN 363925, DA number OCD 980. Verdict. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty of the crime of conspiracy to commit murder. Hang on. All right, we're going to need to take a break. So you're done. And if we could have, the jury go back into the We, the jury, in the above entitled action, find the defendant, Monica Cementelli, guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony, as charged in count 1 of the indictment. We further find the murder to be of the first degree. We further find the allegation that the murder of Fabio Cementelli was intentional and carried out by the defendant, Monica Cementelli, for financial gain within the meaning of Penal Code Section 190.2A1 to be true. So jy kan net sien hierdie mense se absolute, jy weet, soos dat hulle lewe is verby. Dis gone. Enigiets wat hulle voorheen geken het, is nou daarmee heen. En net hoe hulle afbreek, hoe daai een vrou uitpaas. Ek meen, sy kan nie haar emosies enigstens beheer nie. En dit is alles vir 'n wêreldkort, temporêre straf. Nou kan jy dink, nou dit is vir die ongelowiges daar buite. Ek weet daar's van julle wat hierdie video's kyk, wat ateïste is, wat vashou in 'n oerknal teorie wat onbewysbaar is deur wetenskap, maar dit is waarop jy jou hele wêreldsiening baseer, omdat daar agterblyfsel is in die cosmic microwave background. Nou dink jy daar was 'n Big Bang en daarom glo jy nie in God nie. Jy sit al jou hoop op 'n onwetenskaplike, onbewysbare idee van hoe die wêreld tot stand gekom het, terwyl jy net moes glo in die woord van God. Jy net moes glo dat in the beginning God created the heavens and the earth. Maar jy wil nie, omdat jy jou eie sonde wil lewe, jy wil doen wat jy wil, en jy wil nie gehoorsaam wees in die woord van God nie. En kan jy dink, as jy hierdie mense se reaksies sien op 'n temporêre wêreldse, jy weet, straf wat net vir 'n kort tydjie is. Hoe gaan jou reaksie wees as jy voor die wit troon oordeel staan? En dit bring ons by die Bybel, en om te verstaan wat die Bybel sê oor die verskillende oordeele. Nou die eerste ding wat ons moet verstaan is, daar's eerstens die oordeel oor sonde. Die oordeel oor sonde is gedoen deur Christus aan die kruis, en hy het daai prys betaal. En die enigste manier wat ek en jy kan ontslaa raak van ons sonde, is om ons al ons vertroue in Jesus Christus te sit. Niks werke wat ons kan doen, soos Efesiërs 2 vir ons sê, kan enige iets bydra tot my en jou redding nie. Dis die eerste belangrikste ding wat ons moet verstaan, dat die oordeel oor sonde is klaar gedoen op die kruis. Dis een van die 3 oordeele waarvan ek gepraat het. So, as jy nie jou geloof in Christus gesit het, dan kan jy verwag die wit troon oordeel. En ons lees van die wit troon oordeel in
Openbaring 20. So, as jy die hele Openbaring 20 lees, dan sê jy lees, hierdie eerste 6 verse gaan oor die millennial koninkryk, dit gaan oor 1000 jaar van vrede, wat Christene wat gewerk het in hierdie lewe, sal die beloning kry van hierdie 1000 jaar. Maar na dit, hier in vers 11, so nadat dit gebeur, dan staan daar, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. Hierdie is na die millennial koninkryk. Die ouens wat in die millennial koninkryk is, hulle gaan nie voor die wit troon oordeel staan nie. En dan sê dit in vers 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. So by hierdie wit troon oordeel, gaan almal staan wat nie hulle vertroue in Christus geplaas het nie. Wat nie hulle vertrou in Christus geplaas het nie. Hulle gaan geoordeel word volgens hulle werke. Hulle het nie vertrou in die volkome, volmaakte werk wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis nie. En waarna gaan hulle daarna? Vers 13 sê, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So hierdie mense wat nie in Christus vertrou het nie, gaan in die poel van vuur gegooi word. En as jy gekyk het hoe daai mense gestres het, hoe bang hulle was, vir wat kom, hoeveel meer gaan die mense wat nie in Christus vertrou het, bang wees vir daai dag. Kan jy dink jy loop daar vorentoe, na die wit troon oordeel, en jy staan voor God, en hy sê, jy gaan in die poel van vuur gegooi word. Die een belangrike ding om hier te sien is, hierdie is die wit troon oordeel, en voor wie is dit dis voor God? Jy gaan nou sien dat daar's 'n ander oordeel, wat die judgment seat of Christ is, wat die Bema judgment is, waar elke Christen gaan wees. So Christene gaan nie hier wees, hierdie is vir die heidene, soos dit gesê het, and I saw the dead, small and great, hulle wat dood is, hulle wat nie in Christus vertrou het nie, sal voor die wit troon oordeel wees. En dan in 2 Korintiërs 5 lees ons van die judgment seat of Christ. Nou hierdie is duidelik vir Christene. Hierso sluit Paulus homself in. Hy sê, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So hy sê we. Jy weet, hy gebruik die personal pronoun ons. En jy kan reg deur 2 Korintiërs 5 gelees, hy sluit homself die hele tyd daarin. For we know. In this we groan. For we that are in this tabernacle. So, as jy mooi deur 2 Korintiërs 5 gaan lees, dan sê hierdie praat van ons. En dan kyk wat sê Paulus. For we must all appear before the judgment seat of Christ. So sê jy, ek en jy gaan voor die Bema oordeeltroon van Christus staan. As jy wedergebore is in Christus, gaan jy nie na die wit troon oordeel toe nie, jy gaan na die judgment seat of Christ. Verstaan ook, hierdie is voor die millennial koninkryk. So die wit troon oordeel, die oordeelstroon van Christus, die Bema judgment, is twee totaal en al verskillende goeters. Meeste mense wat eskatologie, eindtye bestudeer, maak hierdie twee goed een. Meeste almal ouens sê daar is net een oordeel. Jy kan duidelik sien, hierdie een is deur Christus gedoen, die oordeelstroon van Christus, en die ander een is deur God gedoen. So daar is klaar een verskil. Die een is na die millennial koninkryk, hierdie is voor die millennial koninkryk. Hierdie is die deel waarvan Hebreërs praat van it is appointed for man to die once and then after the judgment. En dan sê dit, that everyone may receive the things done in his body. So hierdie gaan oor wat jy gedoen het, hierdie gaan nie oor by grace through faith alone are you saved nie, hierdie oordeel gaan oor wat het jy as Christen gedoen, wat se werk het jy vandag gedoen, het jy iets vandag vir die koninkryk gedoen, het jy al ooit iets vir die koninkryk gedoen, het jy al een persoon in jou lewe na Christus gelei, anderste, het ek vir jou slegter nie, soos wat hierdie mense gestres het, soos wat hierdie mense bekommerd was oor hierdie dag, het jy ook rede om bekommerd te wees, want hierso gaan jou werke geoordeel word. En wat sê dit verder? According to that he have done, whether it be good or bad. Julle ouens wat sê ons gaan net hier geoordeel word oor ons goeie werke, daar sê dit duidelik, or bad. Jou goeie en jou slegte werke. Jy gaan geoordeel word oor jou slegte werke ook. Met ander woorde, nie net gaan jy 'n positiewe reward hier kan kry nie, jy gaan 'n negatiewe reward ook kan kry. Want kyk wat sê Paulus hierna, knowing therefore. So daai therefore wys ons verbind wat ook al hy nou sê aan wat hy nou net gesê het. Hy sê, omdat jy verstaan die oordeelstroon van Christus, as 'n Christen, the terror of the Lord. Daai terror is die Griekse woord phobos, soos 'n fobie. So, wat sê Paulus hier? Paulus sê vir ons, wat Paulus hierso sê, is omdat hy verstaan wat die oordeelstroon van Christus is, vul dit hom met vrees. Hy sê, knowing therefore the terror of the Lord. En wat sê hy? We persuade men. So, hoe reed ek jou? Hoe reed ek mense om vir Christus te volg? Hoe reed ek mense om weg te draai van hulle sondige self? It's the terror of the Lord. Dis die oordeelstroon van Christus. Maar mense verstaan dit nie, want ons preek net kumbaya, voel goed, lekker boodskappe,
En hierdie moet jou vul met vrees. Ek het vir jou daai mense gewys om net iets emosie in jou te kry om te sê, maar hoe gaan ek voel as ek voor Christus staan? Wat gaan dit wees as Christus, as ek voor Christus staan en hy sê, luister hier, ek het vir jou al hierdie talente gegee, al hierdie goeders om te doen en jy het dit geskwander. Jy het dit nie gebruik vir my koninkryk, jy het dit gebruik vir jouself. Nou weer eens, hierdie het niks te doen met die ewigheid nie. Ons het dit al baie duidelik gesê op hierdie kanaal, die oordeelstroon van Christus gaan nie oor gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe nie. Soos wat ons verduidelik het, is ons glo dit gaan jy die millennial koninkryk kry. Maar wat ook al jy dink negatief is, of dit nou is die millennial koninkryk of enige iets anderste, wat ek wil hê jy moet verstaan is, daar's duidelik negatiewe beloning hier ook. Dis duidelik dat hy sê good or bad. Dit is nie net ek verloor 'n paar krone of ek verloor 'n paar persentjies wat ek sou gekry het. Dit is duidelik dat hy sê hier's negatiewe rewards. En al hierdie video's wat ek vir jou gewys het is van mense wat negatiewe rewards gekry het. Weens jy gaan nie jou ewigheid verloor hieroor nie. Soos wat ons gesê het, ek glo jy gaan die millennial koninkryk mis en daarna sal jy saam in die nuwe Jerusalem ingaan. Want ewigheid saam met Christus, ewigheid, ons verlossing is deur genade in geloof alleen, maar daarna moet ek en jy werk. So verstaan mooi, dis daai 3 oordeele. Die eerste oordeel is sonde, en sonde was uitgesorteer by die kruis. So as ons geloof in Christus sit, sal jy nie na die wit troon oordeel toe gaan nie, jy sal nog steeds na die oordeelstroon van Christus toe gaan, en daar sal dit bepaal word, gaan jy millennial koninkryk toe of nie. Dis ons siening. As jy buite Christus is, gaan jy voor die wit troon oordeel wees. Maar ons moet al 3 van daai oordeele verstaan. Die oordeel oor sonde, die wit troon oordeel en die oordeelstroon van Christus. Vriende, dit is duidelik. Weens, dis nie regtig vir my so 'n groot storie, of jy glo soos wat ons al gesê het, glo jy in die outer darkness, glo jy wat ook al gebeur met Christen nie, maar selfs julle ouens wat teen my posisie is oor die outer darkness, jy kan die millennial koninkryk mis, asseblief gee vir my alternatief. Ek is oop vir alternatief. Ek het al baie op hierdie kanaal gevra, ek het nog nooit iemand gekry wat 2 Korintiërs 5 vat en vir my sê, hierdie is die rede hoekom Paulus sê, it's the terror of the Lord which we for you persuade me. En verstaan, hierdie wat ek hier gedoen het om met jou vrees te vul is 'n Bybelse ding. Hy het nie gesê, we persuade men met die love of God nie. Het hy dit gesê? Nee. It is the terror of the Lord with which we persuade men. Met spesifieke verwysing na die oordeelstroon van Christus. So kom ons kry ons lewe reg. Kom ons verstaan. Gaan kyk nog van hierdie video's. Gaan kyk hoe die mense reageer op 'n temporêre straf. Wat gaan dit nie wees as ons voor Christus staan? Hy gaan vra, wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegee het? En jy het absoluut niks om vir jou lewe te wys nie. Halleluja. Die waarheid is nie vir almal nie.